Baie hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende. Jy weet, miskien het jy ook al gehoor, of dalk het jy vir jouself al gevra, dat iemand vir jou vra, jong, vertel my bietjie jou storie. Ek ken nie jou lewensstorie nie. Hoe lyk jou storie? Maar kom ek lees eers vir die gedeelte uit Prediker 1 vanaf vers 12. Ek, die prediker, hy vertel sy lewensstorie, was koning oor Israel in Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind God het hierdie harde taak aan die mense gegee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in die wêreld gebeur bekyk en alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. Wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en baie insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat die wysheid en kennis is en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel ook dus 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise en wie kennis versamel, versamel smart. Ek het by myself gedink, laat ek my oorgee 'n slag aan plesier, laat ek die lewe geniet. Maar ook dit het niks opgelewer nie. Van lag moes ek sê, dis sinloos. En van plesier, wat bring dit my in die sak? Kom ek vertel vir jou 'n storie, na aanleiding van wat ek aan die begin gevra het. Ek lees die verhaal van Feige en Mendele. Hulle het daar in Duitsland by 'n boer op die plaas gewerk. Hulle was Joodse vlugtelinge gedurende die oorlog. En die boer het baie lief geraak vir die twee wat hard gewerk het, die ma en die seun. Maar op 'n dag het dit hom te hore gekom dat die geallieerde magte, die Duitse troepe op pad was om daai gebied te fyn kamp en oral wagposte op te sit. En die boer was uit die aard van die saak baie benoud, want hy het besef, as die Duitse soldate hierdie dame, hierdie vroutjie en haar seun vind, gaan hulle se muur doodgemaak word. En hy het 'n plan bedink en besluit, wel, kom ons pak 'n sleepwa vol hooi. En dan kruip hulle onder in die hooi weg. En dan sal hy met die trekker ry en deur die grenspos gaan. Hulle ken ten minste hom, hulle weet ten minste hy is 'n Duitser. Maar hy het vir Feige gesê en Mendele, julle moet baie saggies wees. Ek vermoed, daar op die grens gaan hulle self die swaarde so bietjie in die hooi steek. En julle mag nie 'n gelykie maak nie, want dis die behoud van julle lewe. En ma Feige het dit so aan Mendele verduidelik, my kind, asseblief, jy moenie 'n gelykie maak nie. Dis ons enigste manier om te ontsnap. Hulle het by die grenspos gekom, en dit het so gebeur, die soldate het hulle swaarde uitgehaal en so in die hooi begin insteek. En dit het daar al woester gegaan en skielik het die boer gesmak na sy asem. Toe lag die soldate. Toe weet hulle iets word weggesteek. En hulle het opdrag gegee dat al die hooi afgelaai moet word. En eerste het hulle die seentjie gekry, Mendele. Mendele het dit gesê, Mama,
Ek beloof, ek het nie 'n gelykie gemaak nie. Mamma, ek het niks gesê nie. Ek het geen klein gelykie gemaak nie. Maar Faitjie was reeds dood. Hulle het haar doodgesteek. Sonder dat daar 'n gelykie uitgekom het. Ag, nou weet ek, jy sal vir my vra, wat 'n sinlose storie. Ware verhaal, maar dit is so sinloos. Dit is so nikszeggend. Waarom vertel jy die verhaal? Ons almal het 'n storie, né? Ons weet dit. Ons almal het 'n storie. Jy moet baie keer vir jouself mooi rekenskap gee van wie is ek en wat is my storie. Maar nou is dit so, as 'n krisis jou tref, 'n lewenskrisis jou tref, dan kan baie dinge in jou lewe verander. Dan begin jy kante sien van jouself wat jy voorheen nie geken het nie. Jy begin kante ontdek van jouself wat jy nie van geweet het nie. En vra soos, waarom lewe ek? Waarom is ek op hierdie aarde? Waarom is ek in hierdie situasie? Hoekom het die Here nie gehelp nie? Hoekom het die Here nie gekeer nie? Hoekom het hy toegelaat dat hierdie dinge met my gebeur? So die waarom en die hoekom vra rol dan oor 'n mens se lippe. Waarom, Here? Hoekom? Hoekom lewe ek? En dan kan jy maklik in die gat van depressie beland, in die gat van eensaamheid en verlatenheid, in moedeloosheid wegsink. Wat het met my gebeur? Die ergste van alles is, in so 'n situasie, weet jy en ek, is ons op ons eie. Dis soos 'n ou wat sê, toe, gaan nou, julle is op julle eie. Want jy moet self soort van sukkel om uit hierdie situasie uit te kom. Daar's niemand wat jou bystaan nie. Die ergste van alles is, vriende wat jy het, goeie vriende, hulle onttrek hulle moes. Hulle wil nie betrokke raak nie. Hulle gaan nie moeite doen om vir jou raad te gee, om jou by te staan, om jou te help nie. Hulle onttrek. Goeie vriende, hoor. Vriende wat jy gedink het jy lewenslang op kan vertrou. Hulle sê ook, jy is op jou eie. Jy moet self hierdie ding deurdink en deurwerk. Jy moet self regmaak wat jy verbrou het. As bitter min ouens in die lewe, gelowiges, lidmate, vriende, wat in sulke situasies 'n hand sal uitsteek om te sê, kan ek jou help? Daai mense is bittereil gesaai. Bittereil gesaai. Die vraag is, hoe verwerk 'n mens dit? Kom ek sê iets oor die brein. In die brein is daar die thalamus, wat boodskappe van die thalamus af deurstuur na die neurokorteks toe. En die thalamus is dan eintlik soort van die reguleerder van waar boodskappe heen gaan. En die neurokorteks help jou om boodskappe wat sleg is, goed en mooi te verwerk.
Maar soms, as dinge te vinnig gebeur, dan gaan boodskappe van die thalamus na die amygdala, wat so groot is. En die amygdala reageer op goed wat in die verlede met jou gebeur het, veral slegte dinge wat in die verlede met jou gebeur het. Traumatiese goed. Dis soort van, jy val terug op 'n oerinstink. En die thalamus, die amygdala, reageer 80.000 keer vinniger as die thalamus. So jy moet weet in 'n krisissituasie wanneer jy vinnig moet optree en vinnig moet besluite neem en in 'n blik gedruk word, dan neem die amygdala oor en dan gaan jy reageer soos dinge wat vroeër jare in jou lewe gebeur het. Vinnig, oorhaastig, dalk aggressief. Dis wat gebeur. En dan moet jy weet dat dit vir jou moeilik raak om die situasie te verwerk. Maar kom ek praat eers bietjie, waar het ek gelees uit die boek Prediker? Want die Prediker is ook besig, hy sê ek was koning in Jerusalem en Israel, en kom ek vertel julle my storie. En Prediker bring 'n paar belangrike dinge onder ons aandag. Die eerste ding wat Prediker sê is, alles is te vergeefs. Hebel sê hy in Hebreëus. Alles te vergeefs. Want hy sê die son kom op en hy gaan onder, en hy kom weer op en hy gaan onder, en dis 'n eentonige ritme. Kan jy sien, Prediker begin verval in moedeloosheid, in depressie. En Prediker leer vir ons 'n paar dinge. Hy sê die lewenspendulum wissel tussen geboorte en dood. Daaraan kan ek en jy niks doen nie. En die dood, sê hy, is die grootste gelykmaker wat daar kan wees. Want of jy ryk of arm is, by die dood is ons presies gelyk. Wel, wat daarna gebeur, verander dinge, maar as jy doodgaan, is almal gelyk. En hy sê ook, dieselfde lot tref almal. Jy kan nie met 'n geheime pad die spitstyd verkeer van die lewe ontkom nie. Daar is nie so 'n ding nie. Jy moet daardeur. Prediker sê, die dood wag op ons almal. Prediker het 'n paar toetse gedoen in die lewe. Hy het bijvoorbeeld onder andere hier in hoofstuk 2 en 4 geëksperimenteer met rykdom. En hy het vir hom baie goed bymekaar gemaak. En hy was 'n ryk man. Dan moet hy aan die einde sê, maar is alles nietigheid, niks werd. Dit bring jou nie geluk nie. Want hy sê die interessante ding, jy gaan dood as 'n ryk man, en wat gebeur daarna? Jou kinders mors jou geld uit. So Prediker is nie 'n pessimis, want ons is geneig om die boek Prediker te sien as die grootste pessimistiese boek wat daar is. Hy is nie 'n pessimis nie, hy is 'n realis. Hy is 'n aardse realis. Hy sê nie vir jou hoe dinge eendag moontlik gaan lyk nie. Hy sê vir jou hoe dinge nou is. En die nou, sê hy, is nie maanskyn en rosegeur nie. Die nou is 'n geworstel deur die lewe. Die nou is 'n pendulum wat swaai tussen lewe en dood. En dan kom Louder wat in kommentaar hieroor geskryf het, en hy sê in Nederlands, as daar 'n ligleegte dan kom, tussen jy weet nie en tussen God,
dan word die ligleegte ten minste opgevul met Jesus. En dis my enigste hoop. Want as jy kyk na die verskillende spiritualiteite, twee soorte spiritualiteite wat ons in ons land het, is die westerse spiritualiteit, waar elkeen vir homself is, en die duiwel vir die res. In die westerse spiritualiteit kyk elkeen na homself, gee elkeen om vir homself. Hy het nie tyd vir die ander nie, hy maak nie tyd vir die ander nie. Dis net so. Maar die Afrika spiritualiteit, die Ubuntu, is 'n ander spiritualiteit, wat sê, ek is, omdat hulle is. I am because they are. Hulle gee om vir mekaar. Dis 'n Afrika spiritualiteit. Ek wil nog 'n stukkie lees hier uit Prediker, maar anders raak dit te lank. Ons probleem is die innerlike leegheid wat in ons lewens ontstaan. Daar's 'n absolute innerlike leegheid. En hierdie leegheid maak dat ek voel ek is niks werd nie. Maak dat ek voel die lewe maak nie sin nie. Dat ek dikwels dink oor die plek waar ek nou is. Dis 'n verlate, dis 'n eensame plek. Dis 'n plek van no sense. Shakespeare het geskryf, die lewe is niks anders as die droom van 'n dronk God nie. Bietjie kras gestel. Hoekom? Want die makrobeeld wat ons het, van die wêreld hier buite, is 'n wêreld wat voor ons gesig gegooi word, wat lyk of alles honkie-dorie verloop. Alles is gelukkig. Almal is gelukkig. Met almal gaan dit net voorspoedig. Dis die westerse beeld waarna ons kyk. Die makrokonteks. Vir my persoonlik het ek al baie dikwels dit ervaar van die lewe is sinloos. Die lewe het sy sin verloor, dis hebel, dis nietig, dis niks werd nie. En as jy dan in situasies nog beland wat jou verder afdruk deur gelowiges, dan voel jy, moet ek nie myself uit die weg maak uit hierdie lewe uit nie. Want daar is so 'n leegheid in my. Ja, en ek weet hierdie leegheid kan deur God opgevul word, maar selfs dit is nie altyd so maklik nie. Nie altyd so maklik nie. Die teoloog Heidegger skryf, so 'n bietjie in wysgerige taal. Hy sê, waarom is daar iets in plaas van niks? Waarom? Waarom is daar iets in plaas van niks? En die oomblik as ek ontdek dat ek is deel van hierdie iets, dan weet ek is deel van God se skepping. Dan weet ek die Here het my grensloos lief. Dis nie ek wat besluit of hy my lief het nie, hy het my lief, dis 'n feit. En dan begin jy weer vra, hoekom is ek? Hoekom lewe ek? Hoekom bestaan ek? Want die Here het asem in my lewe ingeblaas. Die Here het gewil dat ek daar moet wees. Hoe gering en nietig en swak ek ook al is, dis sy wil. En daarom moet ek sy wil navolg, met hart en mond en hande.
dan weet ek lewe met 'n doel. Want dis God se wil. Die omstandighede kan my omkrap, kan my pootjie, maar God het 'n doel met my. En dan vlug ek net na een toe, en dit is na die Here toe, en vra Here, dat U kombersie oor my sal omhang. Bedoelende, wees naby aan my. Dat ek die teenwoordigheid elke dag kan voel en ervaar. Dat ek net kan weet, ek kan aan U vashou en aan U vasklem, en soos Jakob sê by die Jabok, ek gaan nie toelaat, Here, dat U gaan nie, U moet eers my seën, U moet eers vir my krag gee, deur U Gees. Want by Hom is ek veilig. By Hom kry ek nuwe hoop vir die lewe. By Hom begin my oë weer blink. Here, dankie dat U storie kom skryf het in Jesus toe hy mens geword het en die pad van menslikheid geloop het tot aan die kruis, waar dit blyk dit nietig sou wees. Maar hy het opgestaan in 'n lewe en hy ander sin en betekenis aan die lewe gegee het. Dankie daarvoor. Amen. Ontvang met binne harte die seën van die Here. Mag die genade van ons God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees met jou en met my wees. Amen. Mag het 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van u wees. Amen.